Hallo julle, ons doen vandag toneel 5 en 6 van bedryf 3 van Vila se kind. Kom ons kyk gou-gou na die klein uittreksel uit toneel 5. Lukas is nou terug by Nina en hy sê, wat is dit met Lukas? Praat met my. En Lukas sê, wanneer het ek miskien opgehou met jou te praat? Vandat jy teruggekom het. Nou onthou julle in die vorige toneel, het Lukas of Benjamin dan vir Vila gesê, hy is verlief op Nina, en Vila het gesê, dit kan dan glad nie jou suster wees nie. En dit pla hom nou, en hy het besluit, hy gaan liewer te nou vir Nina op 'n afstand hou, nee, to keep a slightly distance, because he feels a bit uncomfortable. En sy sê, dis nie waar nie, dit is, jy speel ook nie meer met my nie, is jy nou 'n bietjie groot vir speel nie? Nee, maar as jy wil hê, ek moet jou nie pla nie, kan jy vir my so sê, en ek sal van jou af wegbly. En Nina sê, Nina, ek wil nie hê jy moet my verkeerd verstaan nie, ek wil ook nie hê jy moet van my wegbly nie, maar dit sou beter wees, as jy nie so baie kom nie, if they don't see each other. En Nina het nie verstaan nie, nee, of course, he can't tell her that he's in love with her. Dit was vir hom ook moeilik. Nou, so Nina, die opsomming, the summary of this scene, sy wil weet what's wrong, en hy probeer ontduik, he duck and dive, he can't answer her, nee. En Nina en Lukas stry, en sy hart klop weg, en ons sê, Lukas voer 'n innerlike stryd, en hy weet nie wie hy regtig is nie. So, kom ons kyk na sekere pla, is bother, woordeskat wat jy moet ken. Onnosel is stupid, is 'n lelike woord, lafaard is 'n coward. As ons kyk na die eerste vraag, hoekom het Nina agtergekom dat daar fout is? Hy praat nie meer met haar nie, nee. En waarom is die volgende stelling waar? Daar's 'n misverstand, 'n misunderstanding. Hy voel aangetrokke, he's attached to Nina, maar hy besef, hy kan nie verlief raak, he can't fall in love with his sister. En hy verkies, hy prefer dat sy nie so baie na hom toe kom nie, en sy dink weer, he thinks, dat sy loop agter hom aan, en sy dink, hy's 'n lafaard, hy's 'n coward, hy's net so onnosel, he's just as stupid as Willem en Christoffel. En watter verskoning gee Lukas as hy aan Nina noem, dat sy nie so baie kom nie, hy wil nie hê sy moet nie so baie na hom toe kom nie, hy wil nie hê sy moet so baie alleen rondloop nie, that is the excuse that he gave him. And what comparison het Nina, wat se vergelyking het Nina altyd tussen die Van Rooyen broers gehad, sy het gedink Lukas is slimmer, en hy's beter as Willem Christoffel, maar nou sê sy vir Lukas, jy is net so stupid soos Willem en Christoffel, nee. Wat is die enigste ding volgens Nina waarvoor Lukas omgee? Sy sê, Lukas gee net om vir die loodsboot, die boats, nee. Onderstreep die korrekte woord, Lukas ervaar innerlike konflik. Kom ons kyk gou na die volgende toneel. Onthou, Lukas is nou weer terug by Elias en Bartha. Hy wil weer die waarheid hoor. Dit pla hom verskriklik, want hy is verlief op Nina, en hy weet hy kan nie op sy sussie verlief wees nie. En Lukas sê, ma, pa, praat. Wat is dit, Bartha? Ek sê vir julle, nou Elias dink aan geld maak. Hy think, how can he make more money, nee, en hy sê, hy kan miskien waans maak, he can start doing wagons, of wat ook al, hout alles, en want die hout is so vrylik beskikbaar, it's freely available, all the wood there in the forest. En hy sê, pa, ek is 'n man wat 'n plan kan sien, can you see, he doesn't listen to Lukas at this stage. Hy sê, pa, daar's iets verkeerd, there's something wrong with mom. En Elias sê, wat is dit, Bartha? Voel jy siek? Is dit die benoudigheid? Do you feel anxious? Christoffel gee vir jou ma van die treksel op die rak. En Bartha, nou baie belangrik, en dit sê ons, is die groot krisis, of die groot hoogtepunt in die verhaal, want sy sê, die woorde skeur uit haar, sy sê, ek het die verkeerde kind gekies. Ek het die verkeerde kind gevat, Elias. Ek het iemand anders se kind gevat. En Elias, he doesn't know what's going on. Hy sê, what are you talking about, Bartha? Nou hier het sy, aan die einde kon sy nie langer met die leuen saamleef nie. She had to admit she took the wrong child. She couldn't live any longer with this lie, 'n leuen. Woorde wat jy moet ken is gesondheid is health,
Lot is jou feit, benoudigheid is anxiety, benoud of course is anxious, en mag is power. Kom ons kyk na nog woorde. He thought it's her imagination, Elias thought it was Barta's imagination, en dan praat hulle van die gebeendere wat hulle gekry het, as jy teruggaan na die toneel toe, the skeleton. Kom ons kyk dan na die vraag, wat is hulle stapelvoedsel? A staple food is patats, sweet potatoes, which was so freely available, en beskryf Elias se voorkoms. Dit lyk soos 'n droë leer, like dry leather. Hy kan nie met sy regterhand, he can't eat with his right hand, en hy eet met sy linkerhand. So maybe it was a stroke that he had, but those days, of course, there was no research or doctors going out to the forest. Kies die gepaste antwoord. Die woorde van Elias, ek sien 'n hond loop weg, maar 'n hond loop weer terug ook. Ons sê dis baie sarkasties, nee. He compared Lucas with a wild dog coming back to his parents. Watter planne het Elias? He always think of plans and to get more money. Hy wil al 3 seuns, Willem, Christoffel en Lucas, moet vir hom werk, nee. Because he want to buy himself a rifle, en hy wil 'n leer skiet, want hy wil die olifante skiet vir hulle tande. Elias gedink Barta het hartprobleme, maar sy wou erken what was wrong. She wanted to admit it was a lie there in court, nee. And bieg is she wanted to confess that she told a lie. Hierdie gedeelte bewys aan die leser dat Barta nie met haar gewete, that is the correct answer, not geheue is your memory. The correct answer is, she couldn't live with her gewete, jy kan nie meer saamleef nie, because she realized it was incorrect, it was false. Wat presies het daardie dag gebeur? What happened that day? Lange het vir haar agter in die gang by die magistraat gaan staan, and he whisper, dat sy die seun met die blou hempie moet kies. This is very important question, please. Sy was bang en die mekaar, she was confused, en sy is in die vertrek, they pushed her in that room, waar sy die kinders gesien staan het, en Lucas, die blou hempie, het in die middel gestaan, and she pointed at him. Wat het van die regte Lucas geword? Hy het verdwaal en sy gebeendere, sy skeleton was found next to the Homtini River. Is in Lucas se alleenspraak, sy monoloog, kom hy tot die slotsom, dat hy niemand is nie. He's no one. Hy verwys na een man se wil, and that, of course, that guy changed his whole life, and that, of course, is Lange. Because Lange also realized that's a lie, nee. But he whispered in Barta, and Barta is such a weak character, so she pointed to poor Benjamin at that stage. Watter les oor mag, power, kan ons uit hierdie situasie leer? Now remember Lange and the magistrate, they were in power positions here. Now what lesson can we learn from this? If you're in this position of power, jy moet versigtig, be careful, nie om jou mag te misbruik, don't misuse your power. Jy moet ander se gevoelens, feelings, take that into consideration. And any answer is acceptable, if, of course, it makes sense. Goed, ek hoop julle weet meer van hierdie 2 tonele, en dat julle die vrae maklik in die eksamen sal beantwoord. Tot die volgende keer.